Baie welkom. Ons het laas jaar begin met 'n 40 dae. Ons het begin met 'n reis. Maar gelukkig alles word so verduidelik, jy sal nie voel jy weet iets nie. So ons gaan maar alles so recap en goed oor die tyd, geniet dit en lekker by ons kuier op wees vanoggend. Goed julle, soos julle weet, moet ons eers weet, ons moet eers onthou, ons eers weet waar kom ons vandaan. Right. So, laas week by die Sondagskool het julle iets geleer. En dit is dat die Bybel die sleutel is vir 'n lewe wat Jesus trots maak. Ons leer in die Bybel wat Jesus van ons wil hê. Ons leer in die Bybel wat Jesus by ons moet doen. En as ons die Bybel gebruik, is dit soos 'n sleutel vir 'n nuwe lewe, 'n lewe wat Jesus trots maak. En in die kerk het ons geleer dat ons met ons hartjies die Bybels moet lees. Nou wie van julle kan onthou, ek het so 'n ding gebou en toe werk hy nie heeltemal nie. Wie kan dit onthou? Ja, okay, so. As ons die Bybel lees, is dit soos 'n watersyfer. Nou as jy in die bos is, ek het kommentaar gehad laasweek goed soos ons gaan jag. As ons water opraak, gaan ek jou nie vra om die watersyfer te bou nie. As ek 'n ding het gehoor na die kant. Maar as jy in die bos is en jy het water nodig, skoon water net en daar is nie, dan gebruik jy 'n watersyfer om die veiligheid uit die water uit te haal. Dit gesê as jy die Bybel met jou hart lees, is dit soos dit. Die Bybel is die water wat ons bo ingooi. En lees dit met jou sintuie. En dan verstaan jy dit met jou brein. En dan beweeg dit so 'n bietjie af. En onthou jy hoe jy voel en hoe jy vandag voel, wat alles wat jy die week gebeur het. En dan lees ons die Bybel met ons hart. Want ons weet wat ons dink, ons weet wat ons voel en dan kan die Heilige Gees met ons praat. Goed. En dan laas jaar by die 40 dae het ons 'n klomp dinge geleer. Ek het vir julle 'n klomp dinge geleer. En vandag gaan julle baie van dieselfde goed hoor. Maar vandag is daar 'n verskil. En hierdie jaar is daar 'n verskil, want hierdie jaar wil ek die vraag antwoord. Hoe kan die goed nou actually gebeur? Alright. So julle kan hoor wat ek sê, hoe kan die goed nou actually gebeur? Hoe is hierdie goed prakties in my lewe moontlik? Right. Goed. Nou wat ons gaan doen is, ons gaan begin in ons koppe. Right. So ek gaan met julle foto's wys. Die game se naam is Real of Fake. Sê ek gaan vir my real en fake. So die game werk so. Ek gaan 'n foto daar opsit, dan kan jy besluit of jy dink is real of fake en dan gaan ek vir julle vra, wie dink is real? Dan steek jy die hande op en wie dink is fake? Dan steek jy die hande op. Right, begin ons. Okay, wie sê real? Steek jy hande op. Wie sê fake? Dis real. Dit is real, die vrou staan net baie ver van hom af en dit het in die kamera op 'n sekere angle gesit sodat dit lyk asof dit is, maar dit gaan met die kamera, maar dit is 'n regte egte foto, dis nie fake nie. Alright. Wie sê real? Sê, en wie sê fake? Julle is baie stil. Hier is 'n moeilike een. So, wie sê real? Wow. Wie sê fake? Dis real. Dis 'n foto wat uit die International Space Station uitgeneem van 'n solar eclipse. So, daar is die maan voor die son. So, dit is bo die ruimte geneem. Maar ek het ook gedink, joh, is real, maar dit is dit nou real. En dan daai een. So wie sê real? Daar sê. En wie sê fake? Daar sê hulle, dit is natuurlik fake. En ek dink, daar is haar is al op sy kop gebly daaroor nie. Goed. Maar die groot vraag wat ek vandag wil vra is, iets wat real is mos soos realiteit. Dis werklik, dit werklik gebeur, né? Nou wil ek weer vandag vra, wat is real? Wat is werklik? Wat is realiteit?
van julle kan vir my sê? As ek hierdie sweetie vashou, en ek sien, en hulle sien in my hand, is hy real of is hy feit? Hy is real. So dit is realiteit, dit is werklik, nee. Maar, realiteit is ook hoe jy die lewe sien, en hoe jy die lewe ervaar, en hoe jy dinge doen. Byvoorbeeld, seentjies en dogtertjies het verskillende realiteit. Hulle sien die lewens anders. Ag, ou Son, kom staan gou hier voor vir my toe. Daar sê. Dankie ou Son, dankie. Ok, Evangeline, jy is ook hier naby, kom staan gou hier voor. Right. So jy kan net daai kant staan. So kom ons begin by Son. Son, sê vir my 'n bietjie of ek reg is. As jy nou 'n dag so met Frederik kyk, dan haal julle die Q-Tex uit. Julle Q-Tex mekaar se naels. Julle lees People magazines. Julle pas klere aan en neem selfies. Julle kyk stories, hulle noem dit chick flicks. Klink dit weer 'n fantastiese dag. Evangeline, hoe klink dit vir jou? Sy sê dit klink lekker. Nee, alright Evangeline. Monster trucks. Wat is jou opinie van dit? Sy sê nee. Sean, monster trucks, wat sê jy? Nee. Help my baby. Wat sê jy? Wat van? Wat sê jy doen as jy 'n polisie daar instap? Sê jy polisie daar instap, bly informeer en wat sê jy doen? Sê jy vir hom hallo sê. Like jy rappie. 'n Lekker dag vir jou klink iets soos dit hè. Ons haal die balle uit. Jy weet, mense vergeet om te bad. Jy koop 'n sak sweets. En jy gaan lekker Lego speel. Is ek reg? Dis hy. Dis 'n lekker dag, nee. So kan jy nou hoor, daar's 'n bietjie verskille, nee. Vir Evangeline sal 'n dag met Q-Tex en klere aanpas awesome wees. Maar vir Sean nie, maar vir Sean sal 'n dag met rugby en balskop en cricket speel en games speel en baie soos iets, want hy sweets is altyd kan doen. Lekker wees. Baie dankie julle kan gaan sit. Dankie julle. Net maar aan die kant. So daar's baie dinge wat die realiteit bepaal. Byvoorbeeld, is jy 'n seentjie of 'n dogtertjie, hoe oud jy is en wat se skool jy is, wat se kerk jy is. Daar's soos baie dinge, dit gaan oor jou vriende, jou familie, alles, en wat se land jy woon. Ek het julle so ruk terug gesê, as ek praat van biltong, boerewors en braaivleis, dan weet julle presies wat ek sê. Julle sien al die rugby teen die muur. As ek dieselfde ding sê in wat is Peru, gaan hulle nie weet wat ek sê. Hulle gaan van dit verstaan nie, want dis ons realiteit. Maar vandag wil ek julle 'n splinter nuwe realiteit leer. Sê net nog ietsie soos wow. Lekker. Die realiteit is, en dis iets wat ons laas jaar op julle geleer het. En nou wil ek julle op wys. En dit is Jesus is hier, daar is 100, maar Jesus is yes. En Jesus is hier. En toe die Jesus is en Jesus is hier. Dit is wat ek vandag vir julle wil leer. En as jy dit in jou hartjie bewaar, nee, jy gaan 'n awesome lewe. Maar hoe werk dit? Okay. So dit is wat ons gaan doen. So Jesus is koning. En daar's twee maniere hoe ons dit verstaan. Jesus na ons en ons na Jesus. Nou ek het gedink aan koel bewegings. So, die beweging is Jesus na ons en ons na Jesus. Kom ons doen dit gesaam. Ek wil dit doen wat julle met mekaar 'n bietjie slaan. Alright, so dis Jesus na ons en ons na Jesus. So dis die twee bewegings. Okay, wys my gou, dit is Jesus na ons en ons na Jesus. Hier waar jy is nou. Goed. Die eerste keertjie is Jesus na ons. Nou jy moet geluister.
In Matteus 4:17 sê Jesus, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Sien, God het gesien, daar's 'n bietjie afstand tussen ons en hom. Sonde het bietjie kom moeilikheid maak. Dis nie net vir Jesus en sê, ek kom maak dit reg, want ek wil graag naby aan my mense wees. En hy stuur Jesus en hy sê, maar jy gaan die koning wees. En toe praat Jesus eendag met die mense om te sê vir hulle, julle moet bekeer, en dit beteken, julle moet anders begin lewe, want die tyd wat ek gaan koning wees, is nou naby. En julle toe gebeur daar 'n klomp dinge, nê? En toe gebeur dit. In Matteus 28:18, Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En wat die twee gedeeltes sê is, Jesus is koning. En Jesus, dit is wat gedoen het, dis Jesus na ons. Hy het gekom vir jou. Sê gou vir my. Nou, hy het gekom vir jou. Hy het gekom en hy is lief vir jou. En hy het gekom en hy wil jou iets gee. So, hy wil hê jy moet dit aanneem. Hy wil jou iets verduidelik. Ek het 'n sweetie hierso. Ek het hom by jou nou gesteel. Alright. Nie gestel nie, ek het hom gevra en hy gee vir my, maar ek kan hom nie eet terwyl ek slaap. Okay. Goed. Ek wil gou hê. Kom ons kyk, is iemand wat by my kom help vanoggend, net so. Okay, kom ons kyk gou daarso. Ek wil gou vir jou vra Leandri. Ja. Okay. Leandri staan net my daar agter, okay. Nee, ons het net baie staan. Okay, kom wys julle gou werk. Leandri. Ek het 'n spesiale sweetie vir jou. Hierso is hy. Ek wil iets vir jou gee. Dis 'n baie lekker sweetie, dit is 'n mini. Gesien my ietsie van jou. Okay. Ek my sineers is bietjie afmaak. Nie schaam. Okay, so dis 'n baie lekker sweetie. Ek wil graag vir jou gee. As jy hom wil hê, kom maar hom. Maar jy moet opkom. Staan in die kant. Okay. Staan net op. Okay. Ek wil graag hierdie sweetie vir jou. En julle, dit is mos nou ek na die ander toe, nee. Ek wil vir iets gee. Net so het Jesus iets wat hy vir jou wil gee. Hy wil vir jou ewige lewe gee. En hy wil jou koning wees. En hy staan met dit in sy hand. En hy sê, wil jy dit hê? En jy kan sê, ja. Dan moet jy dit loos. Hou vas. Dit is hoe dit wat ek bedoel met Jesus na ons. Maar julle, dan wil iets gebeur, nee. Die ding moet nou omdraai. As ek iets van Jesus gekry het, moet ek iets om jou doen. So ek het nou by Leandri 'n lekker sweetie gegee. Leandri gaan jou nou net so iewers op die rak gaan sit en sê, wow, ek het 'n sweetie met die Abraham gekry, jy weet. So nooit die dag vergeet nie. It's awesome. Of gaan hom eet? Gaan hom eet? Ja, maar hoor. Omdat sy hierdie sweetie nou gaan oopmaak en eet, is dit lekker vir my. Want sy wil graag dit hê wat ek vir haar gegee het. En sy eet hom nou. Nee. Nou word my hartjie mos baie bly, nee. My hartjie gaan bokspring, want ek is so bly, sy eet dit wat ek vir haar gegee het. En net soos jy dit aanvaar wat Jesus vir jou gegee het. As jy sê, Jesus is koning en ek leef so, dan is Jesus se hartjie ook bly. Want dit is jou beweging na hom. Dankie, nou jy kan sit, daar is hy. So, dit beteken, ons lewe nou onder Jesus se heerskap. 1 Kolossense 1:13 sê, hy het ons in die mag van die duisternis gered, dis wat Jesus kom doen het vir ons, en ons onder die heerskappy gestel van sy seun, wat hy lief het. En dit is natuurlik Jesus. En sy heerskappy is, hy is ons koning. Right. En dan moet ons iets doen. Ons moet na al die nasies toe gaan en vir mense van Jesus vertel. Jy moet gaan
en jy moet gaan leef dit wat Jesus vir jou gegee het. Jy moet dit gaan doen. Jy moet 'n kind van Jesus wees, 'n burger van sy koninkryk, en ons naam is disippels. OK. Die volgende dingetjie wat ek vir julle wil leer is, Jesus is teenwoordig, Jesus is hier. Goed, wat beteken dit om teenwoordig te wees? Jy's hier, nee. So as juffrou nou, as jy by die klas instap, dan maak juffrou ons sy klas gister oop, en lees sy, Pietie Pochempoel. Juffrou. Saartjie van der Nest. Juffrou. Victor Hatfield. Ja, juffrou. En dan sê sy ons, julle is teenwoordig, julle is by die skool, julle is hier. En dan as iemand vra, was Isabel by die skool gewees? Dan sê hulle, Isabel was hier. Sy het gesê, ja vrou. So, sy was hierso gewees. Vandag wil ek julle sê, Jesus is hier. Right, so, ek wil julle almal moet vir my lekker diep in asem. En blaas uit. En nou, ek wil spel inval. Ek wil jy moet so hierso aan jou arms vat. Wat so die arms. Dan sê jy, ek is hier. Sê dit. Dan vat bykie in die maatjie voor of agter of langs jou. Tap hulle so bykie. En dan sê jy vir hom, ons is hier. Ok, nou, wil ek hier met jou handjies so oopmaak, sit hulle so voor jou. En dan blaas jy so op jou hand, maak so. En dan sê jy, Jesus is hier. Jesus is hier, julle. Hy is by ons, elke dag deel van jou lewe. En dan gaan julle seker vir my sê, Bram, maar ek kan hom dan nie sien nie. Ek kan myself sien, ek kan my maatjie sien, maar ek kan nie vir Jesus sien. Ek wil gou vir julle vertel werk het. Jesus het ons beloof, ek is by julle al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Hy sal van altyd by ons wees. En nou lees ons 'n baie spesiale gedeeltjie. Efesiërs 4:10 sê, die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het, bo alle hemelruimtes uit, om alles in sy teenwoordigheid te vul. Nou dit is groot woord, maar dink net nog 'n bietjie, hoeveel sterre is daar in die hemel? Hoeveel sterre is daar? Ons, Frederik het antwoord. Frederik sê ontelbaar. Wat sê hy? Ek het dan Engels, uncountable, hier antwoord hierdie kant. Elk antwoord is kompleks hier. Ek weet nie dat dit is. Okay, wat hoor? Baie meer as ons kan tel. En Jesus het, ons praat as Jesus opgevaar. Maar wat eintlik gebeur is, Jesus het net, hy het na die hemel toe gegaan. En die hemel is om ons, by ons. Ons praat van opgevaar. En hierdie gedeelte sê, Jesus is bo alles. Bo al die sterre, bo al die planete, bo alles. En sy teenwoordigheid vul alles. Nou, hoe is hy teenwoordig? Wie weet hoe is Jesus voor ons teenwoordig? Kom ons kyk gou. Abby. Ek weet dit, ek sê dat aan, wat sê dat vir my? Ek het gehoor. Sy sê deur die Heilige Gees en sy is baie reg. Kom ons kyk gou aan dit, dis baie goed. Goed. Wie van julle het al ooit die wind gesien? Het jy al wind gesien? Ek het nog nooit wind gesien nie. Behalwe as dit baie koud is, dan sien ek partykeer die wind. Dan waai die mist of so 'n bietjie, nee. Maar as jy nog nooit wind gesien nie, wie weet waar kom die wind vandaan? Wie sê die wind kom van die bome af? Ja, dit is dan vanoggend. Ons
nie sien nie, nee. Maar is die wind daar? Wie sê ja as die hand op? Ja. En net as ons nie die wind kan sien nie, maar ons weet is daar. Kan ons nie die Heilige Gees sien nie, maar ons weet hy is daar. Hoe weet ons dit? Ons lees dit in die Bybel en ons voel dit in ons hartjies. Soos die wind. Ons weet die wind waai want ons kan die bome sien beweeg, nee. Al die paas en maas op bestuur. Partykeer as die kar so ruk, dan kyk jy vir die boom om te kyk, is dit die wind wat waai het of is dit fout met die kar? Seker die bome, staan die bome so die kant toe. Ja, nee, dis die wind, dis okay. Anders stop weer, kyk hier. So, ons kan sien wat die wind doen, die bome wat waai en die gras wat waai. En ons kan sien wat die Heilige Gees doen, deur ons lewe, nee. Hy praat met ons en hy lei ons. Ons kan dit nie sien nie. En Jesus praat deur die Heilige Gees met ons. En Jesus is altyd by ons. Nou, vir die nuwe realiteit. Jesus is altyd naby. Maak so. Dis naby, nee. Ja, ek gee self 'n druk hier, dit is nie nader as dit. Dis waar. En even Jesus is nog nader aan jou as dit, want Jesus is binne jou. So as jy ooit alleen voel, moenie, want Jesus is by jou. As jy ooit bang is, moenie meer bang wees nie, want Jesus is by jou. As jy ooit nuwe krag nodig het om iets te doen, moenie worry nie, want Jesus is by jou. Jesus is naby, en hy is die koning van die konings, en hy is lief vir jou. Wat het ons vandag geleer, julle? Ons het 3 goed. Ons het geleer, Jesus is koning. En dit beteken, hy het iets vir ons gedoen. Ons vat dit, maar omdat ons het vat, doen ons iets terug, nee. Toe het ons geleer, Jesus is teenwoordig, hy is hier. Hy is by ons. Maar hoe is hy teenwoordig? Deur die Heilige Gees. En julle, dis hoekom ons die Bybel graag met ons hartjies wil lees, want ons wil graag hê Jesus moet met ons praat deur die Heilige Gees in ons hartjies. Ek hoop julle sal altyd van nou af onthou dat Jesus naby aan jou is en dat dit 'n nuwe realiteit vir jou is. Papas en mamas, vanmôre se preek is 'n bietjie partykeer 'n bietjie moeilik om te verstaan. Maar ek het probeer om so maklik as moontlik vir ons almal te verduidelik. Om te weet Jesus is koning, beteken Jesus is verhewe bo Queen Elizabeth, Ramaphosa, al die ouens. Hulle sal almal die knie voor hom buig. Maak nie saak wat se uitdagings jy as gesin, familie of vriende beleef nie. Jesus is altyd groter as daai uitdagings. En dis iets wat ons vir ons kinders kan leer. Jesus is groter as dit wat jou pla. Jesus is sterker as alles. En die ander ding is baie keer in ons lewe voel ons alleen, voel ons verlate. En ek het vandag vir jou boodskap gebring te sê, jy hoef nie so te voel nie, want Jesus is teenwoordig, hy is hier. Sy teenwoordigheid vul die heelal. Maak saak waarheen jy gaan nie, die Here is by jou. Ek het nooi julle uit, as julle Bybelstudie in die aand doen op iets is dit, vir die oggend, steek 'n kersie aan, om te sê, soos hierdie vlammetjie brand hier in ons midde, soos Jesus ook hier so teenwoordig. Kom ons maak die oor toe en bid ons saam.